Nou vriende, soos ons op die WhatsApp julle uitgestuur het, gaan ons vanoggend met julle praat uit Efesiërs hoofstuk 6, en voor ek hom gaan lees, net eers weer 'n bietjie konteks, is belangrik. Ek weet nie van hier, as jy dit nou vandag reg kry, dan steek ek jou vir 'n Wimpy burger. Kom ons kyk wie het geluister in die klas. In die Nuwe Testament seminar het ons 'n prentjie gehad vir die boek Efesiërs. Kan julle onthou wat dit was? Ek gaan 'n burger kry. Onthou jy fishing? Dan trek 'n ou die water uit met gewigte op, met muscles. Onthou julle hom? Dit is geestelike oefening. Dis waaroor die boek gegaan het. Nou kom ons doen hom vanaf julle deel. Hy het 3 hoofstukke in die begin, wat hy praat van wat in die hemel gebeur. Jy's uitverkies in Christus, jy's gesetel in Christus, jy voor die grondleg van die wêreld in Christus. Alles gebeur in die hemel, al die teorie gebeur, hy vertel vir wat gebeur, hoe jy gered is deur genade alleen, dan gaan hy aan tot hoofstuk 3. Dit is die klas, hy gee vir jou nou die bord, hy sê vir jou al die inligting wat jy moet weet as kind van God. Dan van hoofstuk 4 af begin hy met 'n daarom sê hy, daar moet ons waardig wandel die evangelie. Dan gaan hy terug. En dan hoofstuk 4, 5 en 6 vat hy ons nou na die aarde toe. En hy kom ons nou leer dat jy en ek is kind van God in Christus, en nou kom en hy begin vir ons sê wat beteken, hy sê daar is 'n praktiese Christelike lewe wat ons moet uitlewe. Dan praat hy van eenheid in die gemeente, en dan gaan hy aan na die eenheid in die huisgesin. En dan praat hy oor die man en oor die vrou, en dan kom hy by die kinders en die vader, en dan kom hy by die geestelike oorvoering. So sien jy, eerste 3 hoofstukke is die teorie, dit kom vanuit die hemel, dit is ons deel. Hoofstuk 4 tot 6 is praktyk, ek en jy moet dit wat hy sê, nou word, deur Christus. So nou, in die konteks verstaan jy nou, ons moet dit nou prakties uitlewe. So hy begin by die hoofstuk 5, praat hy veral oor hierdie teksverse, sê jy moet nie dronk word van wyn nie, dan is losbandigheid, maar word met die gees vervul. En dan praat hy, sê, sing liedere onder mekaar, en dan gaan hy aan na die man toe, na die vrou toe, na die hoof van die huis toe, en hy gaan aan, en dan kom hy nou in Efesiërs 6 vers 1, en dis wat ek nou vir jou gaan lees, daar in Efesiërs 6 vers 1, sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dis die eerste verbod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Ons teksonderdenking vind is natuurlik vers 4. Vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. So as jy nou die konteks verstaan waaroor die brief geskryf is, dan sê hy dat hierdie verlossing, hierdie evangelie moet nou voete kry, hy moet hande kry, hierdie goed moet uitwerk in ons verhoudings, en nou kom staan hy in hierdie gedeelte stil, hy sê vaders, en nou praat hy met die vader, natuurlik die moeder is ook ingesluit. So iets gesien by die moedersdag het ek gepraat oor Bybelse moederskap, en ek het dit toegepas op 'n aantal moeders, maar gesê daai punte is vir ons almal toepasbaar. Vandag dieselfde. Ons gaan met u praat oor Bybelse vaderskap, vriende, en ons gaan stil staan by vaders, maar daardie beginsels wat ons gaan leer, is waar vir ons almal. So kom ons spot so 'n bietjie met die paas. Nou as jy my ouderdom is, dan sê jy dalk hiermee assosieer, as jy nou jonger is, gaan dalk nie vir jou sin maak nie, maar onthou jy toe ons kinders was, is daar vir ons gesê, jy moet skool toe gaan, want ek het skool toe geloop deur sneeu, 6 myl ver, winter en somer, opdra na al 2 kante toe. Klink dit bekend? Toe ek jou ouderdom was, het ek my eie speletjies en pret gemaak. Ek myself entertain. Hoor ons dit baie? Maak die deur toe, Bill, jy is nie 'n skuur gebore nie. Kom alles so van die paas af. Toe ek jou ouderdom was, moes ek werk vir wat ek het. Jy wil alles verniet hê. As jy nie nou op en gaan ek die kar stop. Klink bekend, né? Paas kom en sê, hoekom? En sê, want ek sê so. En baie van aanvaar, dit is genoeg. Hou op huil,
Anders gee pa vir jou iets om oor te huil. Dink dit bekend? Ja, ek het hom baie. As jou kop nie in jou vas was nie, was dit ook al weg. En dan die top nommer 1, geld groei nie op bome nie. Ok, so ons het baie van die paas geleer, en as jy nou mooi terugdink, dan daar eintlik baie lesse hierin te leer. Maar vriende, kom ons praat 'n bietjie oor die geweldige druk wat daar is op ons vaders. Daar wil ek sê op die huwelik, selfs op die moeder, daar is soveel inligting in boeke geskryf, jy kan die knoppie druk en jy kan lees. Soveel inligting is beskikbaar, tog is daar soveel mense wat sukkel om 'n Bybelse moeder en 'n Bybelse vader te wees. Die moderne vader word so baie van vereis. En vriende, kom ek sê dit vir jou met groot versigtigheid, en jy is welkom met my te verskil. Maar toe ek jonger was dit makliker vir my 18, 19, 20-jarige seun te wees. Dit was vir my makliker. Was makliker. Maar om vandag 18, 19, 20 te wees is 'n geweldige uitdaging. Toe ek 'n pappa geword het 35 jaar terug, nee, 43 jaar terug, nee, ek en nie 40 jaar terug, was dit relatief maklik, maar dink vandag die uitdagings waarmee pa sit. Dit is legio. Dis legio. Dis finansiële druk. Dit is die tegnologie wat werke vat. Dis die politieke klimaat. Dis die wêreld wat ons kinders probeer beïnvloed en wil wegtrek. Dis die sosiale media. En dan is daar nog kerke wat so van die pad af is dat hulle heeltemal mense verlei, heeltemal. Ek het gistermiddag vroeg klaar voorberei en toe kon ek 'n bietjie sit en materiaal kyk van 'n prediker in Amerika wat gaan na kerke toe wat ons vandag noem cults. En dan gesit hy en hy luister na die diens en hy maak opnames, dan kom speel hy dit vir jou. En wat hy gisteraan sê op die een video is die hartverskeurende is, dis die mooiste mense wat daar sit. Die opregste mense. Hulle is so toegewyd dat elke kerk in Suid-Afrika kan hulle gaan leer in die wêreld. Maar hulle is so verlore. En hy verwys spesifiek na die wat 2-2 loop, klop in jou deur. Dis waarmee ons sit, vriende. Die geweldige invloed en soos die media kom en paas is nie meer belangrik, die paas moet net 'n kind verwek en na die pad uit gaan. Vandag is dit 2 mans wat 'n kind van aanneem en 2 vrouens wat 'n kind. Kyk net waar gaan ons heen. En in tye soos hierdie waar die absolute verwarring daar is, vriende, is die oproep van God al hoe sterker dat paas sal opstaan. En my hand op en sê, Vader, hier is ek, kom gebruik my, want jy sien vriende, die wêreld om ons verander derendtyd. Derendtyd. Maar God verander nie. Die opinies van mense en die wêreld verander, God se woord bly onverdund dieselfde. Waardes verander, samestellings verander, alles verander. Politieke speelveld het verander. Maar God bly soek na vaders en moeders wat soos Bybelse vaders en moeders sal optree tot eer van sy naam. Ek gaan vandag stil staan by net 3 vaders. En soos Moedersdag het ons gekom en gesê ons gaan by verskillende moeders stil staan en ons gaan by elkeen 'n roos vat. En ons by die moeders het ons elkeen 'n eienskap gevat en toe dit saamgebid en sê dit is vir ons 'n uitdaging om soos Bybelse moeders te lewe, elke kind van God. Vandag wil ek dit nou vir die manne maak, want ek wil sê kom ons gaan stap daar deur my stoorkamer. Ek het altyd verskoon Engels uit 'n garage gehad. Dit was my pride and joy. Ek het nie meer een nie. Miskien sal ek weer eendag een hê. Maar kom ons stap in my garage in. En daar is al die gereedskap uitgepak op sy plek soos ek in my geestesoog sien. Almal is gemerk, ek weet presies waar is alles. En dan stap ons net deur, ons gaan staan so stil by hier en daar by 'n plek en ons vat een stukkie gereedskap by elke vader wat ons kan stil staan hier by die Bybel vandag en ons gaan pak dit in ons gereedskapkassies. En ons vat dit huis toe. As pappas, as dads, as voornemende paas. En kom ons gaan leer by hulle en ek sê weer eens is op almal van toepassing. So vriende, wat is die verwagting van vaders? Moet hulle sterk wees, moet hulle suksesvol wees, moet hulle wat doen? Die opinies van mense strek ver. God se opinie is baie eenvoudig. Kom ek gaan wys vir jou 3 vaders ons geleer by hulle. In die eerste plek kyk ons Bybelse vaderskap soos gesien by Noag. Kom ons begin heel voor. So baie, ek het in die skrif van stilstaan by die eerstes. Noag.
In die eerste plek, hy wandel in gehoorsaamheid met God. Nou kom ons gee weer vir konteks, vriende, dat die wêreld het in sonde geval, en die sonde het sonde gebaar en gegroei, en het gesneeubal, op so 'n mate dat God op 'n punt kom waar hy sê, ek kan nie meer met die wêreld aangaan nie, ek gaan hierdie wêreld verwoes met water. En dan sien hy 'n man raak, en hy roep die man. En kom ons begin, ek gee vir jou die kernteksvers daar. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Sien julle wat ek raak? Sien dat God sê nie vir ons wat hy doen nie. Hy's nie 'n boer nie of 'n sakeman nie. Hy's nie 'n skrynwerker nie. Hy het nie sy eie besigheid nie. Hy begin met hierdie woorde. Noag was 'n regverdige en opregte man en hy het met God gewandel. Kom ons kyk na so 'n paar kort gedagtes, vriende, van hierdie kosbare Vader wat ons Bybel gaan leer. En hier is die wonderlike van al die drie wat ek gaan behandel. Nie een van hulle is volmaak nie. Daar bestaan nie 'n volmaakte Vader nie. Daar bestaan nie 'n volmaakte moeder nie. Daar's een volmaakte Vader, hy is in die hemel. Daar's een volmaakte mens, hy is in die hemel, by die regterhand van God, sy naam is Christus. Ons op aarde is onvolmaak. So, luister mooi as ek hierdie punte vir jou gee. God roep jou nie tot volmaaktheid nie. Hy roep jou om hierdie goed wat ek nou vir jou gaan deel, in jou lewe te gaan soek. Dit af te bid, vir jouself toe te eien. Ons sê Noag was regverdig in 'n verdorwe wêreld. Vriende, wat het rondom hom gebeur? Dit was boos. Dit was 'n bose wêreld. Dit wat ons vandag sien, vriende, is niks nuuts nie. Die sonde wat ons vandag sien groei, was niks nuuts nie. Die suurdeeg was daardie tyd al suurdeeg. En dit het deur die samelewing gesuur en die wêreld was absoluut boos. In vers 6 lees ons, die wêreld was so boos, dat God was spyt dat hy mens gemaak het, luister na die woorde, en daar was smart in sy hart. Vriende, wanneer mense in die duisternis wandel, die duisternis vuur, die duisternis aanhang, die duisternis verdedig, dan is daar smart in God se hart, soos vandag, soos ook in die dae van Noag. Almal het hierdie kant toe gegaan. Hy het gekies om ander kant toe te gaan. Almal doen dit maar, is mos die algemene ding. Hoekom kom jy nie kerk toe nie? Nee, want almal doen dit, maar almal kom nie kerk toe nie. Waarom wag jy nie met jouself tot met die huwelik nie? Nee, want almal doen dit. Waarom los jy nie die goed wat jy doen is verkeerd nie? Almal doen dit. Dis nie waar nie. Daar's altyd manne en vroue van God wat anders is soos 'n Noag, wat opstaan te midde van sy tyd en sê, die wêreld om my is siek. Dit is sonde deurdrenk, maar ek kies om anders te wees. Ons lewe in 'n wêreld waar ons stadig maar seker gekondisioneer word. Ons sien dit met politiek. Ons sien met so baie dinge, hoe die padda in die pot gesit word, en die hitte kom stadig aan, en jou paddatjie kry lekker warm, en as hy sien draai maagie op, dan is hy klaar gekook. Wat het gebeur? Hy's gekondisioneer. Stadig maar seker het die water warm geword. En dis wat die vyand beoog in die wêreld. Hy wil die hele konsep van vader en moeder in 'n geborge gesin, die geslags man en vrou in die huwelik alleen wil hou. Dit is sy ontwerp. En alles om ons veg daarteen. Noag staan op ten spyte van 'n verdorwe wêreld, man en vrou van God. Jong seun, jong dogter van God. Dit vat van jou en my 'n keuse om te sê, Here, ek steek my hand op. Here, ek gaan nie soos hulle wees nie. Ek gaan nie inval by die tyd waarin ek lewe nie. Ek gaan soos Noag anders wees, te midde van 'n bose wêreld. Noag was opreg toe niemand gekyk het nie.
Juist die woordjie daar opreg, as jy hom gaan oopbreek, beteken dit, hy was letterlik heel, onverdeeld en sonder verborgde dubbelhartigheid. Met ander woorde, what you seen is what you get. Dis wat hy was. Jy vind dieselfde gedagte in Filippense 2, waar hy praat van Jesus wat in die hemel was, toe kom word hy mens, en hy die gestalte van 'n diensknegt aangeneem, en gelyk geword aan die mens. Daai beteken, hy het dit letterlik geword. Sy hele DNA was die van 'n diensknegt. Hy het nie gelyk soos 'n diensknegt of aangetrek nie, hy was dit in sy DNA. Noag was 'n opregte man, deur sy hele wese het hy met God gewandel ten spyte van die tyd om hom. Terwyl niemand kyk nie, het hy die regte ding gedoen. Noag is dieselfde mens in die openbaar in sy huis voor sy kinders, voor God. Jy sien, vriende, wat ons moet leer is dat kinders leer uit wat hulle sien, nie uit wat hulle hoor nie. Help nie ons sê vir ons kinders, bid oor dit as hulle ons nie sien bid nie. Help nie ons sê vir die kinders, wees eerlik en praat die waarheid as ons dit nie doen nie. Help nie ons sê, respekteer mekaar as ons dit nie doen nie. Help nie ons sê, wees lief vir God as ons dit nie doen nie. Help nie ons sê vir mense, gaan kerk toe as ek dit nie doen nie. En soveel van ons word groot, en ek sien dit tot vandag toe nog, dat ouers so ver van die merk af is, dat hy ry verby 'n kerk, gooi sy kinders af, ry huis toe, en kom terug, en dan wonder ons, hoekom word hy kinders goddeloos en rebels. Want hulle kyk wat jy doen, nie wat jy vir hulle sê nie. Noag, 'n man waarby ek en jy wil aansluit, wat met God wandel, regverdig in 'n siek wêreld, opreg toe niemand kyk nie, en hy het met God gewandel. Wat beteken? Beteken hy het nie net 'n dag en 'n datum gehad nie. Soveel mense kan sê, nee, ek het ook 'n dag en 'n datum. Nee, vriende, dit is belangrik, maar dit is nie belangrik. Belangrik is, wandel ek vandag met die Here. Ek het eendag op 'n jong predikant, het ek op 'n plek besoek in 'n ou dorp waar ek was, en daar was 'n oom wat altyd jare in die EG Kerk was, en ek het nog gepraat en gesê, oom, kom jy nog in die kerk? Hy sê, nee, ek sit nie met my voet in die kerk nie. Sê ek, maar hoekom? Hy sê, nee, daai dae van so en so en so, het dit so en so gegaan. Nou gaan hy nie meer nie. Vriende, vergeet van die verlede. Van wanneer of kom ons kerk toe vir 'n persoon? As jy er nie verskou moet wees, gaan maak dit. Hy het dit gedoen toe niemand gekyk het nie. Help nie ons sê vir hulle seker dinge nie, ons moet dit doen. Wandel beteken, ek het nie net dag en datum nie, ek wandel elke dag met God. En daar is die toets wat ek doen met die 3 stoel seminar wat ek altyd vir jou doen, is as ek en jy nie vanoggend kan opstaan en getuienis gee van wat God van die laaste week geleer en gedoen het nie, is jy 10 to 1 nie besig met God nie. Want ons moet elke dag 'n vars getuienis hê. Elke keer as ons kniel, elke keer as ons met die Here praat, elke keer as ons iets lees, dan is daar vars getuienisse. So hy was opreg toe niemand gekyk het nie, het hy die regte ding gedoen. Hy het met God gewandel, daar was verhouding. Dis nie net iets wat begin het nie. Hy het met God gaan, daar's 'n teks wat sê, kan twee met mekaar saam spreek as hulle nie eens ontmoet het nie. Nee, daar was ontmoeting. En daar's al 'n wandel waar ons groei in gemeenskap met God. Dit was nie net 'n sondige godsdienst, dis iets wat hy in gegroei het. Hy het met God gepraat. Hy het sy lewe heeltyd in die spieël gehad. Hy was op pad om met God 'n pad te loop. Dit beteken, wandel beteken ek vat jou hand en ons stap saam. Hy het met God gewandel. Die grootste geskenk, vriende, wat ons van ons kinders kan gee, is nie noodwendig geld of opleiding of besittings nie, maar 'n voorbeeld wat dit lyk hoe om met God te wandel. Hy het met God gewandel. Hy het deur sy gehoorsaamheid sy gesin gered. Vriende, omdat hierdie man gekies het om opreg te wandel ten spyte van almal om hom, het hy genade by God gevind. En God kom en sê vir hom, bou die ark. Hy gee vir hom die aanduidings en hy bou die ark. Hy is gehoorsaam en hy doen die werk soos hy het moet doen. Gaan in die ark, Genesis 7 vers 1, jy en jou hele huisgesin. Vriende, vir 120 jaar plus minus bou hy hierdie ark. Vriende, anders as Noag, is ek en jy vandag besig of om 'n ark te bou of om nie 'n ark te bou nie. Wanneer ek en jy 'n pad stap met die Here as vaders, as moeders, ons bid gereeld.
Ons is gereeld in die kerk. Ons lees ons Bybels. Ons dien God. Ons lees sonde af. Ons poog om goed te doen. Ons wandel met die Here, is ek besig om 'n ark vir my huisgesin te bou. Maar as ek dit nie doen nie, dan word daar nie 'n ark gebou nie. En sien of ons daarvan hou of nie, daar kom 'n dag wat ons voor God gaan staan. My kinders voor God gaan staan. Jy voor God gaan staan. En hoeveel kinders gaan moet wegkyk en sê, maar daar was nooit vir my 'n ark gebou nie. Ek het nooit van Jesus geweet nie. Ek het dit in my gesin gesien nie. Ek het dit my vader gehoor nie. Ek dink so 'n liedjie wat Eddie en Linda gesing het, jare terug, Vader, baie sterk boer, baie sterk dissipline, maar af sing hy, sy pa sê, gaan begrawe my by die kraalmuur. Dan sing hy, want sy pa het nooit van Jesus vertel nie. Hy wil nie by die kerk, hy is by die kraalmuur. Nooit van Jesus vertel nie, nooit gehoor nie. En hierdie selfde sendeling waarvan ek nou praat, vriende, het so 2 jaar terug in Namibië gewerk. Hulle en sy vrou het vir radio's Namibië gewerk, geestelike werkers. Hulle was op pad na 'n konferensie, 'n evangelisasie uitreikkonferensie, en 'n dronk man kom van voor af, verkeerde kant van die pad, kop aan kop met hierdie 2 mense, albei verkoor in die kar. En daai staan toe ek hierdie goed hoor, het ek so ontsteld gewees in my siel, want ek onthou vir Eddie en Linda, as hierdie godsman en godsvrou. En toe my vraag, waarom hulle Here, en nie die dronk bestuurder nie? Het u die antwoord? Ja. Eddie en Linda was reg om God te ontmoet. Die dronk bestuurder was op pad hel toe. Sy lewe is gespaar. Mag God sy siel red. Maar vriende, hy het sy gesin gered deur gehoorsaamheid. Vriende, ek en jy as vaders, as moeders moet voorloop. Ons moet gehoorsaamheid demonstreer. Hoe sterk sy gesin? So sterk soos die vader is. As gesinne klou is, koud is, afwesig is, onbetrokke is, kompromie maak, kan jy maar gaan na die pa toe. Hy wat die pas aangee, hy wat langs die peloton loop, moet die pas aangee. Noag het sy gesin gered, omdat hy gehoorsaam was. Noag het volhard, al het niemand het verstaan nie. Weet jy, wat dink jy het gebeur toe hy die ark bou? Mense wil sê, waarvan praat jy? Van wat se reën praat jy? Ons is in die woestyn, waarvan praat jy? En hierdie man het jaar na jaar gewerk, want dit is 'n geweldige taak wat God vir hom opgelê het. Almal het verbygeloop en gesê, is nie lekker nie, is nie lekker nie. Dink aan die spot, dink aan die hoon, dink aan die praatjies, dink aan dit wat om braaivleisvure bespreek is oor die ou man op die bult. Maar wie hy het volhard, al het niemand het verstaan nie. Vriende, u en ek word geroep om te volhard, al verstaan ek nie self nie. Ek word geroep om te volhard, al verstaan ek nie alles nie. As ek God het en ek is sy kind, en hou ek vas, daar was so mooi gebed vanoggend in die konsistorie, Vader, dank dat ek nie meer 'n slaaf is nie, maar u kind, ek is sy kind. Daarom hou ek vas en ek volhard tot die einde toe, al verstaan ek nie alles nie. Dit is vaders waarna God soek. Vaders wat kies om 'n ark te bou. Vaders wat kies om aan die donkerste tyd die lig te wees. Vaders wat weet, in die geloof stap ek. Soos 'n dooie vis dryf ek nie saam met die stroom nie. Ek gaan teen die stroom op. Noag het teen die stroom geleef. Vriende, ek en jy word of deur die wêreld meegesleer, deur ons vlees meegesleer, of ek kies om deur God se genade en sy instaatstelling teen die stroom op te gaan. Daai mense is min, maar ek en jy mag hulle wees. Ek en jy moet hulle wees. Ek en jy word geroep om anders te wees soos Noag. Maar kom ek gee vir jy 'n tweede punt, vriende, en dit is die Bybelse vaderskap soos ons sien by Abraham. Hy is die vader van geloof, Abraham. Die vader van geloof.
Nou vind ons kan Abraham onthou julle Ou Testament seminar, Persiese See, Golf, Sara, Abraham, Lot, Tera, Tigris, Eufraat, Haran, Teran sterf, kom hy in Israel in, dis Abraham, dis die vader van Israel. Dis die vader van ons geloof, deur sy bloedlyn is daar die saad gebore, wat op een dui Christus Jesus. Toe God hierdie Joodse volk geroep het en self gemaak het, was Abraham die een waarmee hy begin het. En ons kan by hom gaan leer, vriende, ons ken sy verhaal, daarom sê ek die Ou Testament seminar moet terugkom. God gaan roep hom daar, 'n man wat God nie eens gedien het nie. Maar God gaan roep hom, want God gaan hom in staat stel. En ons kyk na so kort paar gedagtes by hom. Sy geloof gehoorsaam wanneer God praat, Genesis 12 vers 1. En die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vaders huis na die land wat ek jou sal wys. Nou vriende, as julle mooi onthou het, ek verduidelik, hier is Israel hier voor ons, onthou julle? En daar ver by die deur is dis daar kom hy op, hy kom tussen 2 riviere opgetrek. So dink vir jouself, jy kom nou na mamma toe vandag en jy sê, mamma, ons trek volgende week. Goed, my man waan toe. Ek weet nie. Hoe kan ons trek as jy nie weet nie? God het gesê, maar waan toe, ek weet nie, hy sal my lei. En hy trek, is 'n ryk man, 'n groot besigheidsman met baie diere en pakdiere. En hy trek. Hy weet net God het gesê hy moet trek. Vriende, geloof is dit wat God in ons Vader soek in 'n dae soos hierdie. Ons word geroep deur die woord om deur die geloof te wandel, nie deur aanskoue nie. Hy los agterna, want God het hom geroep. Soveel van ons wil eers God se hele plan sien voor ons vertrou. Nee, vriende, ons vertrou God en ons laat hom ons die pad wys. So 'n stukkie van ons eie persoonlike geskiedenis. Die Here ons gered het in 85, geroep het in 87, besluit ons gaan 90, 91 gaan roep ons die familie en ons sê vir hulle so mooi, ons gaan nou kweeskool toe en ons gaan nou vir die Here ons lewens gee en ons gaan nou werk en iemand vra vir my, nou wie gaan vir jou kinders sorg? Ek sê die Here sal sorg. Ek kan nie op die kansel sê wat vir my gesê is nie, maar mense was glad nie beïndruk met wat ek gesê het, wat ons vir hulle oorgedra het nie. Want hoe kan jy as 'n verantwoordelike man God vertrou as jy niks kan sien nie? Dis geloof. Dis geloof. En vind ek word geroep om in geloof te wandel. Ja, vir baie mense is voorsien, na studies betaal en kon op vakansies gaan en wonderlik bly vir hulle. Die Here het vir my elke jaar werk voorsien. Ek het elke jaar het ek ondergrond gegaan en gaan werk as 'n ketelmaker onder konstruksie. Maar God het voorsien, dis die pad wat my geloop het. Daarom sê ek, jy en ek moet God gehoorsaam as hy met ons praat. As hy vir jou sê, los hierdie ding. As hy sê, doen hierdie ding. Hoeveel van ons het al roepings gehad wat die Here sê, gaan begin dit vir my in die gemeente. Gaan begin dit daar in jou werkplek. Gaan begin dit, doen dit. Geloof is wanneer God met ons praat, maar vriende, baie van ons is op so 'n plek, God kan nie met ons praat nie, want ons is nie stil genoeg nie. Ons gaan sit nie soos 'n Noag en ons luister nie. Ons wandel nie met God nie. Maar gehoorsaamheid is, ek kyk na God en ek kies om te gehoorsaam. En dis wat ons sê, God sê hy soek gehoorsaamheid, nie ons godsdienstigheid nie, nie ons rituele nie, nie ons kerklidmaatskap nie, nie ons doopsertifikaat nie, hy soek dit nie, hy soek dit nie, hy soek ons gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid om gered te word, gehoorsaamheid om 'n disipel te word, gehoorsaamheid om te gaan en te wees en te doen wat hy ons vra. Dis die vaders wat God soek in die dae, manne en vroue wat opstaan en sê, Here, ek sal gehoorsaam wees, ek sal regstel wat in my huis verkeerd is, ek sal goed in lyn begin kry, ek sal toemaak hierdie deure. Elke aand as ek uit my studeerkamer uitkom, het ek 'n roetine. Ek loop eers sitkamer toe en ek maak seker daai deur is gesluit. Dan loop ek kombuis toe waar my vrou dag en nag in en uit is en ek maak seker daai deur is gesluit en soveel keer kom ek daar en staan daai deur oop. In die somer maak ons vensters oop, maak seker al die vensters is toe, maak seker al die goedjies is klaar geberg, die lig is aan wat af moet wees. Jy kyk na jou huis. As God vir jou wys, dis tyd om dinge op die altaar te sit, dan gehoorsaam jy en jy doen dit. Al is jy ongewild in mense se oë, al is jy ongewild in jou familie se oë, maar jy raak gehoorsaam aan wat God
vir jou sê. Maar geloof verder leer ons by Abraham, vriende, wag op sy tyd. Jy kan die verhaal gaan lees in Romeine 4, hoe hy gewag het op hierdie tyd. Hy het die belofte van God gehad, dat hy 'n seun gaan gee. En ja, weer eens het ek gesê in die begin, Noag was nie volmaak nie. Jy kan Noag se skandverhale gaan lees. Ook Abraham se skandes word nie weggesteek nie. En ons het gesê in een van die boodskappe voorheen, ons leer uit ouens se positief en uit hulle negatief. So ja, ons leer uit sy positief uit, maar hy het op God gewag vir die belofte. Al het hy op 'n stadium ingegee toe Sara vir hom 'n ander voorstel maak. Al het hy oor Sara gejok. Al het hy soms getwyfel. Hy was nie volmaak nie, maar hy het vasgehou aan die belofte tot op die tyd dat God het vir hom gegee het. Want God het vir hom gesê in Genesis 15, ek sê jou die hemel en sterre jou nageslag sal wees soos die sterre van die hemel. En hy het die Here geglo. Dit het hom tot geregtigheid gereken. Geloof is nie net om te wag wanneer God werk nie. Geloof is juis om te wag wanneer ek nie sy hand in beweging sien nie. Weereens, ek vir baie duidelik, die wêreld, my lewe, gesondheid, finansies, gemoed, maak heeltyd so. Verhoudings, maak heeltyd so. Heeltyd. Maar geloof bly 'n konstante lyn waar ek vir die Here self verstaan ek nie. Ek glo. En ek wag op u tyd. En u sal my vorm deur wat ek moet gaan. U sal my kom leer wat ek moet leer. Maar ek wag op God se tyd. Weet jy hoeveel goed al verkeerd gaan omdat mense goed wil ryp druk? Wag op God se tyd. Gooi jou gebedsaad in sy boesem. Gooi jou gebedsaad in sy hart. En loop en wag in die geloof dat God sal doen wat hy gesê het om te doen. As jy sy woord bid, sal God het antwoord op sy tyd. Dan sien ons ook Abraham gee sy kosbaarste aan die Here. Want hy het uiteindelik die seun gekry het, Isak. Wat sê God vir hom? Vat die kind en gaan offer hom. Vriende, ons lees so maklik oor die verhaal. Dink vir jouself. Jy's 'n ou man wat jare wag vir die belofte van God. Ja, jy het intussen jou eie plan gemaak en my eie probleme gemaak wat tot vandag hulle deel is. Maar ja, hier kom die regte seun. En uiteindelik toe hy kom, sê Here, vat hom en gaan offer hom. Ekskuus? Ja. Gaan offer hom. Genesis 22 vers 2. Neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, offer hom. En Abraham was bereid om dit te doen. Hoekom? Omdat Abraham ook altare gebou het, hy het ook in God gegroei, hy het geglo aan die opstanding, hy het geglo aan die seun wat sou kom, hy het aan al die goed gegee, Hebreërs 11 vers 17 tot 19, hy het geglo dat God selfs iemand uit die doodheid kan opwek, en daarom gaan offer hy sy seun. Geloof offer. Vriende, God vra vir jou ook om te offer. En ons is die eie toets waar ons kind wat siek was moes offer. As jy bereid dat sy kan sterwe, ons terugstaan sê ja, Here, sy ken vir u. En toe die tweede skokkende vraag wat jou soos 'n hou tref op jou krop van jou maag sonder jy het verwag, is jy bereid om haar so te laat lewe? Dis die toets. En jy offer dit op. Kom ek help jou. Jou kinders behoort nie aan jou nie. Dis net vir jou geleen. En die veiligste plek om jy kinders te hê, vriende, is by God se voete. Waar hy kom afgee vir die Here. Glo my, hy doen 'n baie beter werk met hulle as ek en jy. Ons kan hulle guide, ons kan daar wees vir hulle, maar dra hulle op aan God. Laat God hulle seën, hulle vorm, hulle gebruik. Maar God soek nie net dit nie, vriende. God vra jou hele wese. Hy vra jou hart. Man, hy vra jou tyd. Hy vra jou geld, hy vra jou toekoms, hy vra jou wese. En dis wat ons sê as ons kom offer, dan kom offer ons in geloof. Ek wandel as 'n vader in geloof. Ja, ek is nie volmaak nie. Ja, ek moet nog leer. Ek is in die geloof skool, maar een ding weet ek hou dit vas. Dat ek glo God. Ek glo God. Ek hou God vas. Al verstaan ek nie alles nie. Al sien ek nie, ek glo God.
Ons word geroep om soos 'n Noag anders te wees in 'n siek, krom wêreld. Ons word geroep om soos Abraham geloofsmanne en vroue te word, wat nie alles verstaan nie, maar wat God vertrou. Dis soos 'n vlieënier wat in die nag vlieg, daar's niks nie. Jy sien niks nie. Hy het net sy instrumente op sy paneel, is al wat hy het. Ek en jy word geroep om gereeld by die woord en gebed te gaan stilstaan by God, want dit is jou instrumentpaneel. Is om sy beloftes te kry en dit vas te hou en daarop te staan. Vas te maak en aan te gaan. Vriende, om alles te sien, die loopbaan te sien, daar's geen onweer nie. Dis maklik om dan te vlieg, maar vlieg in die spiknag donker en groot storms en jy sal agterkom die waarde van instrumente. Wanneer jy geloofswandel met God begin wandel, waar ek nie alles verstaan nie, waar ek nie antwoorde vir alles het, waar ek net God het om op te vertrou, dan kom jy agter die waarde van sy woord. Die waarde van die instrumente. Maar vriende, kom ek sluit af met my laaste voorbeeld en hy volg so mooi op. Die Bybelse vaderskap soos ons sien by Joshua, die vader van geestelike leierskap. Daar as jy Joshua sien, dan kom dit op wat hy gesê het. Maar hy's na die hele volk gelei vir baie jare, en nou kom hy op 'n ou dag, hy's oud, hy gaan nou aftree, hy gaan klaarmaak, dan roep die volk by mekaar en sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vandag weer wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis hoe ons Joshua onthou. 'n geestelike leier wat opstaan. Vriende, vir hom was dit nie 'n slagspreuk nie, teen die muur nie, dit was nie 'n portret teen die muur nie, dit was 'n verklaring vir 'n man wat oor baie dekades met God gewandel het, en hy het sy, verskoon my Engels, sy mind oopgemaak. Ek en my huis sal God dien. Hy het nie gesê as die kinders wil nie, hy het gesê as die vrou wil nie, hy het 'n besluit geneem, ek en my huis, ons sal Here dien, 'n verklaring wat hy gemaak het. Kom ons kyk na so 'n paar kort gedagtes van Joshua. Joshua verstaan dat elke huis iemand volg. Dis interessant. Iemand gaan jou huis lei. Die vraag is nie, gaan hulle iets dien nie. Die vraag is, wie gaan hulle dien? Jy sien, jou gesin, jou familie gaan iets dien, hulle gaan iets volg. Maar wat gaan hulle volg? Kom ek sê vir wat baie mense vandag volg, is geld. Sport het 'n koning geword wat die kruis vir baie mense gekanseleer het. Sport is die rede hoekom baie mense nie in die kerk kom nie, niks met God te doen het nie, en ek kan aangaan, nie meer bid nie, nie meer Bybel lees nie, nie meer getuig nie, want sport het hulle God geword. Kom jy by die kerk en praat hulle sport, kom jy by die braaiplek en dit sport, kom jy in die winkels, dit is sport. Is dit verkeerd? Nee. Maar nadat God sy plek gekry het, vermaak, sosiale media, maklike dinge, lekker dinge, al die goed wat ons wil doen, is dit wat ons God is van ons familie? Hier kom 'n uitdagende vraag. Gaan vra jou kind, wie is God in hierdie huis? Wat is God in hierdie huis? Sê jy vir my. En as jou kind en my kind die antwoord, God van die Bybel, Jesus, is die God van hierdie huis nie, dan is hy 10 to 1 not the God of your house. Jy sien, ek en jy word geroep, vriende, om te weet, ons gesinne gaan iets volg. Ek en jy moet, dat hulle God volg. Ek en jy moet die rigtingwyser wees. Ek en jy moet die termostaat wees, wat die klimaat bepaal, want hy weet, hulle gaan volg. Maar kyk mooi verder. Hy neem verantwoordelik vir sy huis. Maar ek en my huis sal Here dien. Hy staan op en sê, ek en my huis, ons sal Here dien. Ons sal hom dien. Hy neem verantwoordelikheid. Hy vra nie as mamma so sê nie. Hy vra nie as die kinders so sê nie, ons sal die Here dien. Nie is 'n diktator nie, as 'n man van God, vol liefde en rigting, en ons gaan aan. Ja, jy soms ongewild, ek weet.
maar ons neem verantwoordelikheid vir ons huis. Ons sorg dat hulle die kos kry wat hulle moet kry, ons sorg dat hulle die geestelike kos kry, ons wys die voorbeeld, ons loop voor, maar ons staan in vir ons gesinne. Ons is die rigtingwysers, hy neem verantwoordelikheid vir sy huis. Luister pappa, as jy dit nie gaan doen nie, wie gaan dit namens jou doen? 'n ander pappa? Of die skool? Of die sosiale media? Of die TV-programme waar die kinders aan vasgegom is? Jy en ek word geroep om eienaarskap te neem vir ons gesinne. Josua neem verantwoordelikheid vir sy huis, maar ek wil nie met vader gaan. Josua lei deur voorbeeld. Luister wat sê hy, ek en my huis sal Here dien. Hy sê nie, jy moet nie, hy sê ek sal Here dien. Hy stel die voorbeeld, die res kan volg. Hulle sien hoe Josua bid, hulle sien hoe Josua praat, hulle sien hoe hy sy lewe lewe. Hy lei en hulle kan volg. Sien ons kinders hoe ons bid, hoe ons praat, hoe ons opbou en hoe ons met ons geld werk, wat ons met ons kerk maak. Vriende, dit is skrikwekkend om soms die gesprekke te hoor rondom kerk. Ek was self as 'n kind in sulke gesprekke, waar jy daar weggaan en sê, ek wil net nooit in die kerk kom nie, net wegbly by die kerk, die negatiewe goed wat gesê word. Intussen is dit onkruid wat gesaai word deur mense. Nee, ek stel die voorbeeld, ek vat verantwoordelikheid vir my gesin, ek verantwoordelikheid, want ek is die een wat die hardste preek, hulle preek nie wat hulle hoor nie, hulle preek wat hulle sien. Kyk mooi, Josua dien God ondanks die kultuur, pas baie nou in by Noag, maar wat was die volk? Want julle gou terug, ons gaan terug na die 12 spione toe, hoeveel sê ons kan ingaan en die plek oorweldig? 2. Hoeveel sê ons kan nie? 10. Wat sê ons vandag? Demokrasie wen. Snert. Dit is nie waar nie. 2 mense wat God vertrou, was baie meer werd vir God as 10 wat God nie vertrou het nie. Sy kultuur wou God nie dien nie. Sy kultuur was die van afvalligheid en vormgodsdiens en afgodediens. Dit was die volk, en jy kan gaan lees. Net na Josua dood is, ken onthou wat sy tyd het aangebreek? Rigters. Ken hulle die handgebaar van rigters onthou? Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Dis wat daar geheers het. Elkeen het gedoen wat hy wil. Hy dien die Here ten spyte van die kultuur om hom. Hy kies om anders te wees soos Noag. Al hoe meer die regte ding te doen. Ons lewe in 'n tyd, vriende, waar goeie dinge sleg genoem word. En slegte dinge goed. En ons sê maar die wêreld sê so. Die media sê so. Nee, dis nie wat God se woord sê nie. Die 2 was reg, 10 was verkeerd. Die woord is reg. As God sê ding is sleg, is hy sleg. Maak nie saak wat wetgewing sê nie. 'n Kompas verander nie omdat die weer ongierig is nie. 'n Kompas verander nie omdat dit nou skielik donker is nie. 'n Kompas hou sy ware noord ongeag die omstandighede. Vriende, ek word geroep ons manne ondanks die omstandighede God te dien ten spyte van my kultuur. Josua verstaan dat die nalatenskap geestelik is. Dis die grootste nalatenskap wat jy kan hê. Niemand, as ons dink aan Josua, dink ons nie die oorlog wat hy gewen het nie, aan die lande wat hy verower het nie. Ons dink aan sy moderne of sy baie groot militêre oorwinnings nie. Wat los hy vir sy kinders? Sy laaste woorde. Maar ek en my huis sal Here dien. Vriende, wanneer ons hier by 'n begrafnis is, dan maak dit nie saak hoe groot jou huis was, hoe duur jou motor was, hoeveel geld jou belegging het, hoeveel eiendom jy buite het, dit maak nie saak nie. Dis alles 'n gejaag na wind, sê die woord. Maar wat saak maak is, kan ons na die persoon wat daar lê verwys as 'n navolger van God. Iemand wat God eerste gestel het, iemand wat geestelike spore nagelaat het. Jy sien, vriende, ek en jy is die man, is die ou wat die rigting moet gee vir ons gesinne. Soos 'n Josua staan ons op, ek en my huis, ons sal die Here dien ten spyte van wat ander sê of ander doen, of wat die meerderheid doen. Ek en jy kies om die Here te dien.
Ek het hierdie prentjie ontwikkel gisteraan, vriende. Daar's baie belangrike dinge op 'n skip. Eienaar, belanghebbendes, bestuur, ingenieurs, tegnisie, dekpersoneel, kok en kombuispersoneel, passasiers, maar as iemand nie aan stuur staan nie, wat gebeur met so 'n boot? He's heading to the rocks. Hy dryf doelloos voort, so baie gesinne in hierdie gemeente. Doelloos ronddrywe. Want pa en ma vat nie die stuurwiel nie. Hulle stuur nie hierdie gesin nie. Hulle stuur nie hulle lewe nie. Hulle laat dit maar oor. As ek so voel, as ek lus is, as ek tyd het. Nee. Manne en vroue van God leer by hierdie voorbeelde ook van Joshua. Bybelse Christendom, kom ons vat hom gou saam. By Noag, hy wandel in gehoorsaamheid met God. Ten spyte van sy tyd, wandel hy met God, hy's anders. Vriende, ek en jy is nooit geroep om beter te wees as ander nie. Hoor mooi wat ek wil sê. Ek is nie beter as enigiemand anders nie, maar ons roep hom anders te wees. Anders. Ons vind dit ook by Abraham. Dat ons wandel in geloof. Ons sien nie alles nie, maar ons hou God vas in geloof. Dis 'n wandel met hom. Weer eens nie 'n geloof een keer, dis 'n wandel met hom. En laaste plek Joshua, hy is 'n geestelike leier en ek en jy word geroep om op te staan te sê ek neem verantwoordelikheid. Want luister mooi pappa, ek gaan vir jou mooi sê. Jy gaan voor God staan vir dit wat aan jou toevertrou is. Jy gaan voor God staan toe jy kind gedoop het, toe jy kind ingeseën het. Jy gaan voor God rekenskap moet gee as daai goedjies verlore is. Omdat ek en jy nie die guts en die murg gehad het om op te staan, slaphande reguit te maak en te sê ons dien God van hierdie in hierdie huis van vandag af nie. Mag die Here vir ons help. En ek sluit af met 'n foto. Lukas 15. Miskien is u soos ek vandag hier en sê, Vader, ek het in so baie opsigte gefaal as 'n pa. Ja, dat is ding wat ek beter kon doen. Ja, ek het droog gemaak op ander kere. Miskien is jy vandag daar, dan wil ek jou herinner aan ons groot Vader in die hemel, wat ook mans en vrouens ek en jy ontvang om te sê, kom na my toe, kom terug. Kom maak reg by my. Ja, hy skare is doen, maar vertrou my, dat ek jou heel maak. Maar vind ek wil hom verder vat. Miskien is daar iemand vanoggend wat sê, daar's kwaai stryd tussen my en my kinders. Kwaai stryd tussen my en my vrou, kwaai stryd tussen my en 'n vriend. Wil ek ook vir jou sê, maak soos Vader. Ontvang mense, maak reg. As mense wil reg maak, gee hulle die opsie om reg te maak. Terwyl jy geleentheid het, maak reg, maar hulle wil niks weet nie. Maak nie saak wat hulle wil weet nie. Maak jy reg. Maak jy reg. Sê jy ek is jammer. Sê jy ek wil vir die Here in die ryde wandel. Ek spreek jou vry en gaan aan. Wat hy daarmee doen is sy probleem. Maar kom ek en jy kom voor God en ons maak skoon. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Die grootste waarheid van Lukas 15 is nie die verlore seun nie, is 'n liefdevolle Vader. En dis die Vader wat ek en jy vandag het, is die Vader wat ek wil hê ek en jy moet wees in die Here. Mag hy vir ons die genade gee om juis dit te doen. Amen. Here, baie dankie in hierdie oomblikke dat ons voor U kan buig op hierdie baie besondere Vadersdag geleentheid. En dankie dat U vir ons uit die woord hierdie 3 manne kom voorhou het, 'n Noag, 'n Abraham en 'n Joshua. En ag Here, kan ons in die volgende 20, 30 jaar ons lewens rig om soos hierdie manne te wees, as mans, as vrouens, as jong seun, as jong dogter, om hierdie punte te vat, sê Here, is ook vir my. Ek wil dit ook hê, ek wil dit ook doen, ek wil dit ook najag. En Here, ons kom na U toe vandag en ons kom wees die naprediker van U woord. Vader, want U moet en U wil manne en vroue opwek wat God waardig wandel, Efesiërs 4 vers 1. Kom doen dit vir ons Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.